Nou ja, goeienaand julle. Ek is weer by julle vandag. Somme vandag, gister was ons hier so en nou alweer vanaand. So ek is bly dat ek vanaand weer met julle kan kuier oor 'n paar goedjies wat my baie opgewonde maak. Ek dink julle ken my nou al by die tyd. My gedagte, my wense is om dit wat ek in die Bybel lees, wat vir my excited maak, wat vir my opgewonde maak, die waarheid, wat 'n mens nie altyd hoor nie, om dit te kan deel met julle, wat ek sien. Nou ek gaan vanaand nou weer 'n bietjie ietsie met julle gesels oor iets wat in die Bybel is, en ek kry somtyds vrae van mense af, Niels, hoorie, maar dit wat ek daar lees. Nou ja, ek wil ook nou weer sê, soos altyd, Niels van Sail, die woord van die Here lees dit, sê dit vir my, deur Paulus, ek ken ten dele. Ek ken regtig ten dele. Maar eendag sal ons ten volle ken, wanneer ons by God is, as ons daar kom, as ons sy gebooie en sy insettinge hou, dan sal ons eendag, ek glo nie ten volle weet wat God weet nie, maar ons sal meer weet. Maar dan is ons by die Vader, en dan kan ons vir hom vra, Vader, maar ek onthou, ek het dit gelees, en wat het dit beteken? Ek dink dit sal net lekker wees. 'n Ou het gaan 'n ewigheid hê, om al hierdie dinge wat God geskaap het, miljoene jare terug, nou gaan julle sê, nee, die jare is net 6000 jaar. Ja, ek kan dit ook vir julle 'n bietjie wys in die Bybel. Ek verstaan nie dat die slingmanne met die dik brille dit nie raak lees nie. My brille is maar nog dun, maar ek lees snaaks so goed raak wat ek sien. Ander mense sien dit nie. Ek verstaan niks hiervan nie. Regtig waar, dit is vir my net moeilik. Nou vanaand gaan ek weer met julle so ietsie deel hier in die Bybel wat ek nie hoor. Regtig, ek hoor nie mense praat daaroor nie. Ek hoor nie predikers nie. Ek kyk op die TV, op die YouTube, kyk ek na predikers 'n bietjie om te sien wat praat hulle. Maar ek kuier nie baie daar nie. Maar dan sien ek nie iemand praat oor die goed nie. Nou ek gaan vanaand nou weer, miskien op 'n paar tone trap, maar gelukkig julle is nou nie naby my nie, julle kan nie vir my sleg sê of so nie. En as jy my sleg sê, hoor ek dit nie, so het gaan niks aan my doen nie. Maar as jy dan nou regtig dink dat ek heeltemal verkeerd is, of van die pad af is, wil ek vir jou vra, bid vir my. As jy dalk voel, ek sny die woord nie reg nie. Ok, kom ons kyk. Nou, die onderwerp wat ek vanaand met julle wil oor kuier is die onderdompeling doop nodig vir redding? Want ek hoor in die Pinksterbeweging dat die mense sê, as jy nie gedoop is nie, kan jy nie gered wees nie. So jy moet gedoop word, dit is 'n vereiste, jy moet eers gedoop word voordat jy gered is. Maar ons gaan vanaand so 'n bietjie kuier. Nou, nie wat ek sê nie, ek sê dit weer. Onthou wat ek met julle spreek. Ek sê nie, jy moet en jy gaan nou hel toe en jy gaan nou dit en jy sal nie die koninkryk van die hemel sien as jy nie dit so glo en so. Nee. Ek sit hierdie inligting op die tafel vir jou om die besluit te neem. Ek wil julle net wys wat ek sien. En dan lê die besluit by jou. Die besluit lê absoluut by jou. Gaan jy dit glo of glo jy dit nie? Maar is belangrik dat dit volgens die woord moet wees wat jy glo. Goed, kom ons begin met hierdie storie. Romeine 10 vers 9.
as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Jy sien nou, as ek hierdie skrif lees, is daar nie doop in nie. Nou dis Paulus wat hiervan praat. Hy praat hier met die Romeine. Hy sê vir hulle, hy sê luister, julle ouens, as jy nie met die Here met jou mond bely en met jou hart glo nie, dan sal jy nie gered word nie. Maar as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en in jou hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Dus is dit moeilik om te verstaan? Ek glo nie. Nou, daar is mense wat dit sê. En ek was in van daardie kerke gewees. Ek het groot geword daarin. Wat glo dit is genoeg om gered te word. Maar nou in Markus 16:16 lees ek die volgende. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou, ek sien bo is daar maar ook glo, met jou hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het. Nou onder is ook daar maar hy wat nie glo nie, so jy moet glo om nie verlore te gaan nie. Is dit duidelik? Daar's 2 keuses hier wat jy kan maak. Nou, watter ene is belangrik? Is al 2 belangrik of is net 1 belangrik? Wat sou jy dink? Wat sou jy dink? Nou, ek hoor baie stories. Jy weet, nou, ek wil vandaan vir julle 'n bietjie wys wat ek sien in die woord. Maar net voor ek aangaan. Nee, wag, laat ek liewerster aangaan. Ek wil myself nie vooruit hardloop nie. Want ek is nou gebonde aan die ding. Ek moet nou die skriffies so ek kan nie weer weghardloop en in 'n ander rigting gaan nie. Ja, dis maar my probleem. Ja, dit is absoluut moeilik. 1 Korintiërs 3 vers 10. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek, dis Paulus, soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elke ene moet oppas hoe hy daarop bou. Nou, wil ek vir jou sê, dat die woord van die Here praat baie plekke van groei. Ons moet opgroei in die Here. En jy kan nie klein wil bly nie. Daar's 'n groeiproses in ons geestelike lewe. Jy kan nie net een plek wil bly nie. Jy moet bou. Jy moet bou. Dis wat hy sê. Hy sê, ek wil dit graag weer lees. Ek wil hê ons moet 'n bietjie Bybelstudie doen. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Paulus, het die fondament gelê. Nou, wat is die fondament? Wat is die fondament? Ek gaan nou 'n bietjie skrifte quoteer ook, soos dit nou by my opkom, want ek kan nie al die skrifte hier opsit nie. So, die fondament kan ons gaan kyk in Hebreërs 6, vanaf vers 1. Hy sê, moenie bly by die begin, ek het dit gisteraand ook gekwoteer, moenie bly by die begin aangaande die prediking van Jesus Christus. Nou, dit is Paulus. Hierso is hy 'n evangelis. Hy vertel die mense van Jesus Christus. Hy lê die fondament. Nou, wat maak jy met 'n fondament? Onthou, dis 'n tipe. Dis 'n tipe van iets geesteliks in ons lewens. Met ander woorde, jy bou op 'n fondament. Nou, wat is die fondament? Kom ek maak daardie versie klaar, waar hy sê, moenie bly by die begin aangaande die prediking van Jesus Christus. En, luister mooi, om die fondament te lê. Van wat? Luister, wat is alles in die fondament?
om die fundament te lê van bekering uit dooie werke. Om jou te bekeer is deel van die fundament. Hy gaan aan. Handeoplegging. Nou wat is handeoplegging? Wat sou dit voorstel? Handeoplegging is die gees van God. 'n Mens lê hande op mense wat miskien siek is. Handeoplegging beteken die gees van God, die werking van die gees van God, is eintlik wat dit beteken. Weet jy dat dit, as jy vir ander mense bid, en jy bid dat hulle die gees moet ontvang, en jy lê hande op mense, is dit net fundament. Daar's nog niks groei in nie. Niks. So met ander woorde, as jy evangelis is, en jy bid vir mense, en hulle slat neer, en doen snaakse goed, dis in die fundament wat dit plaasvind. Dis in die fundament. Ek kan vir julle vele skrifte, ek sal julle 'n maand en 'n aand besig hou met skrifte oor hierdie goed. Maar ek kan nie alles doen nie. Ek haal maar dit uit wat belangrik is. En hy gaan aan, handeoplegging, die leer van die doop. Gaan lees, Hebreërs 6 vanaf vers 1. Dis wat daar staan. Die leer van die doop. Die leer van die doop is fundament. Dis wat hy die mense geleer het hierso. En dan gaan hy aan. Dan sê hy opstanding uit die dode. Nou ons gaan dit later aan gaan ek vir julle wys in die Bybel wat beteken opstanding uit die dode uit. Want daar's so verwarring in die kerkwêreld. Ek kan nie glo dat manne wat die Bybel gaan studie het, wat studente was, wat sê ek is 'n pastoor, ek is 'n disipel, nou is ek 'n wat noem jy, om sê ek advokaat. Ag jene. Ja, dankie my liefie. 'n Apostel. Hulle maak hulle self apostels, dan weet hulle nog niks van die Bybel af nie. Jy moet pas op voordat jy jouself aanslaan as 'n apostel. Dis 'n gevaarlike ding, want jy kan lieg. Jy sê ek is 'n apostel, dan ken jy nie die helfte van die woord van God nie. Jy ken net die fundament. Jy wil net bid vir mense, bid dat hulle omslat en tale praat en al daai klas van goeders, maar jy weet niks anderster nie. Dis al wat jy kan weet, wat jy weet. Maar kom dit by die verborgenhede wat die Bybel regtig van praat, dan sê hy die verborgenhede is nie vir die volk nie. Is nie vir die mense wat agter God of Jesus aangeloop het daar in die veld wat visse en brood gekry het nie, want mense hardloop agter die wonderwerke aan dan. Die wonderwerke is sekondêr. Die verborgenhede, dis dit, hy sê in Matteus 13, praat hy daarvan, en toe hulle hom vra, Here, maar waarom praat jy met hierdie mense deur gelykenisse? Toe sê hy, maar dit is nie vir hulle nie, dis vir julle, en dis die disippels wat hom gevra het. Hy sê, dit is vir julle om die verborgenhede te weet, die mysteries te ken. So in nou nie seker almal nie, maar om die gelykenisse te lees, daar is verborgenhede. In die mysteries is daar in die gelykenisse. Die Bybel is vol verborgenhede, maar verborgenhede word nie sommer in jou geopenbaar nie. Jy moet kwalifiseer om verborgenhede geopenbaar te kry. Dit staan net so in die Bybel. Maar ons hoor nie hierdie goed nie. En dis wat my hartseer maak. Gaan ek in 'n kerk, hoor jy net baba goed, jy kry melk. Ja, en van die melk is nog suur ook. Ekskuus julle, ek is nie arrogant nie, maar dit is tyd dat iemand moet iets sê vir hierdie manne wat preek. En dan kry jy niks daaruit nie. Maar dit is ook so. Meeste van die volk wil net melk hê, want dis wat hy sê. Paulus sê dit in Hebreërs. Hy sê, vanweer die tyd moes julle al leraars gewees het, maar ek moet julle weer voed met melk. Hy sê, ons moet opgroei in die mate van sy volle gestalte. Ok, so, hy het die fundament gelê, en 'n ander bou daarop. Wie is die ander? Dis jy en ek. As die evangelis ons vertel het van Jesus Christus, en ons weet nou van hom, en hy vertel ons van die doop, handeoplegging, opstanding uit die dode uit,
dan weet ons dit mos nou. Nou bou ons. Nou moet ons elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. So jy en ek moet bou. Ons moet bou. Nou kom ons gaan aan. Want iemand, 1 Korintiërs 3 vers 11, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Jy sien, die fondament is Jesus Christus. Dit is die evangelie. Die evangelie is daar. Maar nou gaan jy na die ag jene, wat is daai briewe? Die sendbriewe. Dankie my liefie. As ek nie hierdie liefie gehad het nie, dan weet ek nie. Die sendbriewe. Die sendbriewe in die woord van God leer jou hoe om te groei. Die 4 evangelies leer jou van bekering. Dit leer jou van die fondament wat Jesus Christus is. Maar dan sê hy, moenie daarby bly nie, moenie kindertjies bly nie, groei in die mate van sy volle gestalte. Dis wat God wil hê ons moet doen. So, en as iemand op die fondament bou, nou hier kom deel van die antwoord van daardie vraag. Doop, nie doop, wanneer is jy gered? Hy sê, en as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels. Nou kom ons kyk net na goud, silwer, kosbare stene. Dis mos nou die goeie goed. Hout, hooi en stoppels is die verkeerde goed. Right. Nou, wat dink jy? As jy nou bou, of ek bou op Jesus Christus, op die fondament, en hierdie huis van ons bou ons met hout, hooi en stoppels. Dink julle dis goed? Want kom ons gaan aan, dan gaan jy sien wat die versie verder sê. Elkeen is 'n werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen is 'n werk op die proef stel, hoedanig dit is. Met ander woorde, jou werk gaan getoets word. Jou werk wat jy op jou bekering, op die fondament wat Jesus Christus is. Jy sê, ek het Jesus lief, die Here het my gered, en en jy voel goed daaroor. Ek het so gevoel. Ek voel nou nog so. Dan begin jy bou, want jy moet bou. Jy moet bou. Nou, as jy bou met hout, hooi en stoppels, en dit word deur vuur getoets, wat gaan oorbly? Niks, het gaan afbrand. Met ander woorde, daar gaan niks oorbly nie. Maar as jy bou met goud, silwer en kosbare stene, al daardie goed, as dit deur die vuur gaan, dan word dit nog meer gepurify, kan ek maar sê. Ok, kom ons kyk verder. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Met ander woorde, die ou wat gebou het met goud, silwer en kosbare stene, hy gaan loon ontvang, hy gaan iets ontvang, hy gaan 'n betaling kry vir dit wat hy gedoen het. Loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Met ander woorde, hy gaan nie loon ontvang nie. Hy gaan skade ly. Maar nou sê hy verder, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Dis die ou wat gebou het met hout, hooi en stoppels. Hy gaan skade ly. Hy gaan nie loon ontvang nie. Verstaan julle, sien julle? Ek weet van julle mense, van ons ou studente wat seker kyk, weet hierdie al. Want dit is een van ons goed wat ons altyd oor praat. Jy kan nie dormant lê nie, jy moenie bly by die begin nie, jy moet groei. Nou, hoe groei 'n mens? Dink 'n bietjie aan 'n ou wat 'n huis bou. Hy moet 'n plan hê. Hy kan nie net bou nie. Jy moet weet, hoe hoog moet jy bou? Hoe breed moet jy bou? Daar's reëls en regulasies in 'n plan wat goedgekeur word deur die munisipaliteit.
Jy mag nie so ver bou nie, jy mag nie dit doen nie. Na elke soveel meter moet daar 'n ander muur wees, of 'n pilaar, of die balke moet so wees, en die fondasie, ek het baie gebou in my lewe, so ek weet, hoe werk dit. Maar net so in die geestelike lewe, jy kan nie net sommer bou nie, jy moet weet hoe om te bou. Jy weet, jy moet 'n tempel vir die Here bou, dis jou huis. Dis wat jy moet bou. Tempel, waarin die Heilige Gees kan woon en God kan bly. Hy sê dit, Paulus sê net hierna. Noem hy dit, weet julle nie, julle is die tempel van die Heilige Gees en laat God in julle woon nie? Is jy okay met jou tempel? Is jy okay? Het jy 'n tempel waarin die Gees kan bly of waarin God kan bly? Het jy een of het jy nie een nie? Dis belangrik, dis ewigheidswaarde. Is God tevrede met waarin sy Gees moet bly? Jy, as die tempel, hoe lyk jy binne? Hoe lyk jou verstand? Is jou verstand reg? Oh my goodness, hier is so baie goed wat mense kan praat hieroor. So, dit word deur vuur heen. So hier wys dit vir jou dat daar mense gaan wees wat loon gaan ontvang en ander wat nie loon gaan ontvang nie, alhoewel hulle gered is. Nou dink julle hulle gaan dieselfde plek wees hierna? Gaan hulle almal in die hemel wees, almal dieselfde deurgaan? Nee, die Bybel is baie duidelik daaroor. Baie duidelik oor hierdie saak. Jy kry die mense met die verskillende heerlikheid, party die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. Ek quoteer skrif. Hy sê ander het die heerlikheid van die maan, 'n sterker heerlikheid, 'n groter heerlikheid. Ander die heerlikheid van die son. Wow. Dan daar in Matteus 13 wat hy praat van die saaier, van die saad het in die pad geval. En hulle is die mense wat die woord hoor, die saad is die woord van God, wat in hulle harte geval het. En dan sê hy, die voëls van die hemel kom en pik dit op. Hy sê, dis hulle wat nie die woord verstaan nie. Hy sê, dis hulle wat nie die woord verstaan nie. Jy is 'n prediker, jy is 'n leraar, jy wat iemand bedien met die woord, is jy seker wat jy vir die mense bedien, laat dit die waarheid is, en laat hulle dit verstaan, want as jy 'n leuen vertel, jy weet miskien dalk nie as jy lieg nie, want jy studie nie die woord nie, dan is jy in groot moeilikheid, want jy laat 'n kind nou struikel, en dan is dit beter as daar 'n meelsteen om jou nek gehang word, en jy in die diepte van die see gewerp word. Wanneer jy kindertjies, ek praat van groot mense wat nog geestelik kindertjies is, as jy hulle verlei en mislei eintlik, op die verkeerde pad lei, jy vertel hulle leuns, dan hoor jy eintlik by die afgode dienaars en by die honde buite die kamp. Ons dit gisterand gesien. So dis baie belangrik, dat jy wat wil preek, jy wat wil vir mense gaan goed vertel, en laat jy die woord van die Here ken, laat jy die woord aan hulle kan deel. So, laat die mense self woord, dan lê jy die woord uit. Nie jou gedagtes nie. Doen 'n bietjie kruisverwysing, en maak seker, dat wat jy praat, die waarheid is. So mense, ons moet groei, en daar is verskillende, die saad wat nou geval het gelewer op goeie grond, nie die wat tussen die rotse en die dorings en die onkruid en op die pad geval het nie, maar saad wat geval het op goeie grond. Hulle het nie almal ewe hoeveelheid vrug gelewer nie. Die woord van die Here sê, van hulle het 100voudig vrug gelewer, ander 60voudig vrug, ander 30voudig vrug. As die Here gaan kom, gaan daar baie mense wees wat 30voudig vrug gedra het. Ander 60voudig vrug, ander 100voudig vrug. Gaan hulle dieselfde loon ontvang? Nee, ek kan vir jou vele skrifte wys vanaand wat dit bevestig.
So met ander woorde, die ou wat dan nou net die Here Jesus Christus, Romeine 10, wat net die Here Jesus Christus bely het as die Seun van God, en in sy hart glo dat die Vader hom uit die dode uit opgewek het, sal gered word. Hy sal gered word. Ek wens ons kan nou net daai kamera omdraai en laat ons julle wys die offeraltaar daar in die waskom en dan kom jy hier deur in die heiligdom in. Want dis 'n tipe, dis 'n afbeeldsel en skadu van die hemelse dinge, sê die Bybel. Dis hoekom ons so lief is vir die tabernakel, want dit maak vir ons goed duidelik en oop hoe om te groei, hoe om te bou, hoe om te maak. Daarom het God dit daar gesit. Die hele skrif is deur God ingegee. Die tabernakel se uitleg wat so duidelik gegee word in die woord van die Here is vir jou wat wil groei, wat wil bou. Dis deel van die bouplanne. Die tabernakel. So jy moet bereid wees om die goed te studie. Want jy gaan uitmis, jy gaan loon verloor. Jy gaan loon verloor. En as jy dalk te veel verloor, gaan jy dalk op 'n ander plek opeindig, want die voëls van die hemel kom en pik dit op, of dit word verdruk deur die wêreld, deur die begeertes van die hart, deur die plesier, die wyn van die wêreld. So ons moet die goed moet jy studie. Paulus skryf van hy sê, lê jou daarop toe, om jou voor God te stel, 'n werker wat hom nie hoef te skaam, en wat die waarheid regsny, die woord regsny. In die Engels sê hy hom eintlik mooi, hy sê, study to show yourself approved. Study, spadatso in die Grieks, gaan kyk op jou konkordansie, wat dit beteken, study. Nie een keer 'n maand of een keer 'n week, net wanneer jy in die kerk kom, luister jy maar net wat die dominee of die prediker, die versie wat hy lees, en dan vertel hy jou ook maar nie veel daarvan nie. Jy moet die woord studeer. Jy mag niks meer lief hê as wat jy Jesus het nie. Anders kan jy nie sy disipel wees nie. Lukas 14 vers 26, jy kan nie my disipel wees as jy nie jou vader, jou moeder, jou broer, jou suster, jou kinders, ja ook selfs jou eie lewe haat nie. Dis mis jou minder lief hê. En as jy die Here Jesus meer lief het as alles, as jou rugby en jou braais en al die ander goedes wat heeldag jou tyd opneem. Praat nie van jou werk nie. Tiende is baie belangrik. Tiende van jou tyd. Die Here besit in elk geval alles in die wêreld. Hy is meer geïnteresseerd in jou tiende van jou tyd, van jou lewe aan hom, as wat jy belangstel in tiende van jou geld. Maar as jy in die kerk kom, dan word daar 'n halfuur gepraat oor geld en sing, prys die Here, maar julle gee, of laat ek nou nie sê julle nie, ekskuus julle, maar daar word nie genoeg aan die Here se woord toegelaat. Daar word nie toegelaat dat God deur sy woord met jou en my moet spreek nie. Daarom weet ons niks. Ons wil 'n halfuur 'n bietjie woord luister op 'n Sondag en dan volgende Sondag weer. Wat van die ander dae? Gaan werk 'n bietjie uit, hoeveel is jou tiende van jou tyd? Vat 'n tiende van die tyd, net wat jy wakker is. Net wat jy wakker is. Moenie nag vat nie. Net jou tyd wat jy wakker is. 'n tiende van daai tyd, dan sal jy sien wat God verwag van jou en van my. Hierdie is ernstige sake. Hierdie is lewensbelangrik. Dis ewigheidsbelangrik. Dis ewigheidswaarde. As jy hierdie goed nie wil weet nie, dan het jy 'n probleem. Dan moet jy nie sê ek is 'n Christen nie, want jy is nie 'n Christen dan nie. Want jy luister nie na wat God sê nie. 'n mens word geleer as jy klein is, jy luister na jou pa en jou ma, jou ouers. Ja. So, ekskuus julle, maar dit is wat werklik so is. Dis die waarheid. Nou ja, die ander ene sê,
as jy gedoop word, dan sal jy gered word. As jy geonderdompel gedoop word. Met ander woorde, van dat jy die evangelis jou vertel het van Jesus Christus, en jy die Here Jesus bely, en jy het gesê, Here, ek glo in U, Jesus, ek glo U is die Seun van God, ek glo dat U in die derde dag opgestaan het uit die dood, ek glo dit, Here, en in jou hart, en glo jy dit regtig, en die Here kom dan net daarna, wat dan? Dan is jy gered, want by die altaar, daar waar die diere geslag word en die offers aangebring word, dis waar jy doodgaan. Dis waar jy die ou mens, Paulus sê, hy sê sterf die ou mens af. Hy sê maak hom dood, my taal nou. Maak die ou mens dood, want die ou mens is die sondige mens, die besoedelde ene deur die Satan en deur Adam en Eva se sonde. Hy sê maak hom dood. Dit gebeur by die kruis. Dit gebeur by die altaar. Maar van die altaar af moet jy opgroei. Nou, wat is die volgende meubelstuk? Die volgende ritueel wat moet plaasvind? Dit is die doop. Met ander woorde, jy is gered van jou sonde daar. Maar by die doop gaan ek julle vanaand wys waarvan word jy gered, as hy sê, jy sal gered word. By die doop. Dis nie van daai sonde nie. Ek gaan vir julle wys. Kom ons gaan aan. Wat gebeur geestelik met jou wanneer jy gedoop word? Wat gebeur? Het julle al gedink? Ek vra daai vraag van mense, ek kry die snaakste antwoorde, maar ek kry min die regte antwoord. En dit is in die Bybel. Ek wil hê julle moet dit saam met my lees. En baie mense wat nou al hier by ons was, ken nou al my storie. En ek lê klem op hierdie goed, want die kerke doen dit nie vir jou nie, maar ek moet klem lê, ek moet dit indring in die mense se verstand in, dat wat hier gebeur, en wat jy meeste hoor, is 'n leuen. Ons het gepraat oor die leuen, is erg, né? Hy sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Kom ons breek hierdie ding bietjie uitmekaar uit. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop. Met ander woorde, wat gebeur by die doopbad? Wat gebeur as die pastoor of die leraar jou vat en hy doop jou? Wat gebeur? Wat gebeur? Geestelik word jy begrawe. Daai ou mens, of liewerste die dooie mens, wat jy afgesterf het, toe jy die Here Jesus bely het, en jy die ou mens doodgemaak, jy die sonde gelos, jy het redding gekry van al jou sonde wat jy ooit gedoen het, maar die grootste sonde van dit was, dat jy nie geglo het dat Jesus Christus die Seun van God is, en dat hy gekom het om jou te red op die kruis nie. Dis jou grootste sonde. So jy bely Jesus Christus, en dan vergewe hy al die sonde wat jy gedoen. Jy hoef nie begin opnoem nie, want as ek nou alles moet opnoem wat ek gedoen het, al die verkeerde, u weet natuurlik van daai sonde, onthou u daar wat ek gedoen het, gaan ek nogal taamlik lank vat vir my, om deur alles te gaan. So, as jy die Here Jesus Christus bely, en jy glo dat hy gekom het, en hy het gesterf op die kruis, vat hy al jou verlede sonde weg. So jy bely Jesus, om al jou sonde weg te vat. Maar, laat ek net bykom met dit, daarna, as jy weer gesondig het, moet jy dit bely. Moet jy daai sonde bely. Jy moet elke keer, as jou gewete, en as die Gees jou
dring of in jou hart werk en jy weet maar ek het nou verkeerd gedoen. Oh my goodness. En dit kan 'n jaar, 2, 3, 10 jaar, 20 jaar wees nadat jy gered is in die Here Jesus bely, doen jy sonde. Want klein Johannes sê as jy sê ek het nie sonde nie, dan lieg jy. So ons lieg. Ag, ons sondig daagliks. Ek moet heeldag vir die Here sê, Here, ekskuus oor die gedagte wat nou by my opgekom het of hierdie of daardie. Regtig, ons moet bely en dit hou ek van soos ek groot geword het in die NG Kerk, het my pa was Sondagskool of my pa het my gekatkiseer vir aanneming en voorstelling, maar ek het niks van die Bybel geweet, niks. Ek het geweet van Moses en die mandjie en Dawid wat 'n slingervel kon gebruik het en ja, jy weet jy ken daai goedjies, maar van die ander goed niks geweet nie. Maar my pa was 'n ouderling. Oh my goodness, die dominees het altyd daar by ons gekom en ons het gebraai en hulle was vriende met my ouers. Maar ek het niks geweet nie, totdat die Here my gered het. En my oë het oopgegaan en die goed wat ek gedoen het, gerook, gedrink, ek wil nie eens daar gaan nie, het die Here weggevat, hy het my vrygemaak, hy het my uit Egipte land uitgelei, uit 'n slawehuis uit, wat ek in was, geestelike slawehuis natuurlik. Nou ja, jy moet daardie ou mens wat ek afgesterf het, die 14de September 1968, toe red die Here my siel in 'n tentdiens in Kimberley, daarna by die gat, toe red die Here my siel. En daarna het ek 'n ander pad geloop. Ek was 'n nuwe mens, 'n ander mens. Maar ek het die sonde toe doodgemaak, die ou mens, Niels, was dood. Maar daarna, 'n tyd daarna, hele tyd daarna, is ek gedoop. Toe is die ou mens wat dood was, begrawe in Jesus Christus. Nou ek gaan môre aand, as die Here wil, nee, nou nie môre aand nie, maar my volgende opname, ons is bietjie besig, dan gaan ek vir julle wys die vraag, hoe moet ek gedoop word? In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, of in die naam van Jesus Christus? Moet ek 1 keer geonderdompel word, of moet ek 3 keer geonderdompel word? Dan gaan ons bietjie daaroor praat, en kyk, wat sê die Bybel daaroor? En hoe moet jy gedoop word? Wat moet gebeur met die doop? Dis nie maar net 'n ritueel nie, daar's goed wat moet gebeur daar. Daar's goed wat moet gebeur. En die pastoor of die geestelike begrafnisondernemer, hy moet weet wat hy doen. Hy moet weet. Net nou begrawe hy jou onderste bo of iets verkeerd. Nee, hy moet weet, as hy jou begrawe, wat hy moet sê, wat hy moet doen. Want in die mag van die tong is lewe en dood. Nie een wat dit die graagste gebruik, gaan die vrug daarvan eet, sê die woord, so jy moet waarheid praat. Wanneer jy daardie ritueel doen, verstaan julle? Ek kyk net waar gaan die tyd alweer heen. Maar ek kan nie net vinnig oor hierdie goed gaan nie. Ek wil hê julle moet verstaan. Ek wil nie die voëls van die hemel moet kom en dit kom oppik. En dan verstaan jy dit nie. Kom ons kyk verder. Ons is dit saam met hom begrawe, so jy weet die doop is 'n tipe van begrafnis. Sodat, net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Wanneer gaan jy in 'n nuwe lewe wandel? Wanneer? In my fisiese lewe. Wanneer begin jy in 'n nuwe lewe wandel? Kom ons gaan aan, ek gaan vir julle wys. Romeine 6 vers 5. Onthou, hier is 'n tweede keer wat die woord praat, op 'n ander plek. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Met ander woorde, want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid van sy dood, met ander woorde,
Ons groei saam met hom. Hy sê in Efesiërs ons moet groei in die mate van sy volle gestalte. Ons groei saam met hom by die kruis. Ons sterf die ou mens af. Ons groei saam met hom. Ons word saam met hom of in hom gedoop, in hom begrawe. Ons word in hom begrawe. Ons groei deur die begrafnis, groei ons saam met hom geestelik. Sal ons dit ook tog wees deur sy opstanding? Wat sê ek hierso? Jesus was hier wedergebore. Jesus was gebore deur Maria. Maar hier het Jesus vir ons 'n tipe gegee. Wat gebeur met die vlees? Hy was eers in die graf. Toe het hy opgestaan. Lazarus het hy nie opgewek by die huis nie. Hy was eers in die graf. Jesus was eers in die graf. En presies so, wanneer jy in die doop deurgaan, gaan jy in die graf saam met Jesus. Jy word saam met hom in sy dood, in begrawe saam met hom. En dan uit daai graf uit staan jy op. Net soos hy het vir ons 'n voorbeeld gegee. Dis waar wedergeboorte plaasvind. Nie by die altaar nie, nie daar waar jy sê, Here, ek glo in U nie. Dit is wanneer die saad in jou hart val, volgens die woord van die Here. Maar wanneer jy gedoop word, dan is dit 'n ander storie. Dan gaan jy saam met hom, jy groei saam met hom, deur sy dood. Ek hoop julle verstaan wat ek vir julle wil wys hierso. Laat julle weet wat gebeur met die doop. Gaan vra jou herders oor wat gebeur, maar laat hulle vir jou skrif gee. En as jy hierdie verstaan, help ander mense wat dit nie verstaan nie. Help hulle, want dit het ewigheidswaarde. Dit het ewigheidswaarde. Kolossense 2 vers 12. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, weer 'n keer, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof, opgewek, wedergebore. As jy uit daai graf uitkom, hy wek jou op dan, wedergebore, deur die geloof, in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Jy sien, jy moet eers doodgaan, om opgewek te word. Geestelik. Goed, ek hoop julle verstaan. Ek is seker julle verstaan. Jesus antwoord, voorwaar. Nou, as jy die woord hoor, voorwaar, of waar God iets 2 keer noem. In die Hebreëse taal, as iets baie is dit nou baie hard reën, dan sal hulle sê, nou in hulle taal sal hulle die woord herhaal. So ons kan dan sê, dit reën. Jy weet, met ander woorde, dan beteken dit reën baie. Ek het my vrou lief. Ek lief my vrou. Ek het haar baie lief. Hy's mooi. Hy's baie mooi. Dit is, so hier lê God klem op voorwaar. Voorwaar. Dis baie waar. Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Met ander woorde, as jy nie gebore word uit water en gees nie, waar kom jy uit as jy uit die doopbad uitkom? Uit water uit. En uit die gees uit. Oh my goodness, ek kan dit ook nou vir julle verduidelik hoe die geestelike ding werk, maar ons gaan dit los vir 'n ander keer. Kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie? Nou ja, nou kan jy vir my sê, ja, alright, met ander woorde, as ek hierna kyk, dan lyk dit tog, ek moet gedoop word om die koninkryk van die hemel. Maar ek wil julle iets sê. Klompie jare terug het die Here my gewys, die verskil tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die hemel. Koninkryk van God en koninkryk van die hemel is 2 goed. 2 verskillende situasies, plekke kan ek sê, geestelike plekke. Daarom, as jy nie gedoop is nie, dan is jy gered. Dis nie sê,
jy gaan verlore nie. Wat jy wel doen, is jy bou met hout, hooi en stoppels, en jy verloor loon. Alhoewel jy die ewige lewe gaan hê, alhoewel jy gered is, die ewige lewe. Nou, dit is ook wat ek nou wil noem, party mense sê, daar's 'n hemel en 'n hel. 'n Hel is eintlik Hades, dis 'n wagplek vir die oordeel. Die poel van vuur is nie die hel nie, dis 'n ander plek. Maar as jy nou doodgaan, is jou wagplek in Hades. Duidelik in die Bybel. So, nou as jy nie gegroei het nie, jy het nie deur die doopwater, dan is jy nooit wedergebore nie, maar jy's gered. Jy's gered. Dan het jy die ewige lewe. Nou gaan jy wat die ewige lewe het, en nie gedoop is nie, gaan jy op dieselfde plek wees, as die ou, wat gedoop is, wat verder gegroei het, hy sy huis groter gemaak, hy het gebou met goud, silwer en kosbare stene, nie met hout, hooi en stoppels nie, gaan jy en daardie mens op dieselfde plek wees? Kom, ek gee vir julle skrif, ek kan nie al hierdie goed neerskryf nie, dit kom net by my op, die skrifte, maar maak 'n nota van dit, gaan kyk daarna. In Openbaring 7, ek dink dit is. Jy sal sien, hy begin so, en dis Johannes, hy sê, ek het 'n ontelbare skare gesien staan voor die troon van God. En as jy daai hele hoofstuk gaan lees, dan sien jy, of is dit Openbaring 9, is, ja, 7, Openbaring 7, my vrou help my verstand wil nie meer nie, maar in elk geval, prys die Here. Hy sê, daar is 'n ontelbare skare wat voor die troon staan, en hulle sê, heilig, heilig, heilig. Dan vra Johannes, of die ouderling sê dan vir hom, dis hulle wat uit die verdrukking uitkom, en hulle is gered deur hulle bloed, hulle is doodgemaak, in die verdrukking vir Jesus Christus. Hulle het die ewige lewe. Hulle het die ewige lewe. Hulle staan voor die troon. Wat gaan jy doen? As dit in die verdrukking is, en daai ouens kom staan hier, soos ISIS, met die swaard. En hulle sê, bely Allah as jou God, of verwerp Jesus. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Gaan jy regtig zoep af as jou kop? Dit is wat gaan gebeur volgens die woord van die Here. Hulle gaan hulle lewe gee, hulle bloed gaan gestort word, as hulle vir Jesus kies daar. Gaan lees dit. En dan gaan hy aan, dan praat hy van hulle gaan trane stort, en God gaan hulle trane afvee. En hy praat nog van vele ander goed daar. Nou gaan ek jou sê, waar gaan die ander groep wees? Gaan lees Openbaring 3 vers 21. Hy sê, hy wat oorwin. Wat oorwin? Die duiwel oorwin, wat jou wil weghou van die waarheid af. Die duiwel wat jou wil laat lieg. Die duiwel wat jou nie wil laat studie, dat jy die waarheid kan praat nie. Mense, dis verskriklik. Dis verskriklik. As jy hom oorwin, gaan lees Openbaring 3:21. Hy sê, as jy oorwin, sal jy saam met my op my troon sit. Soos wat ek saam met my Vader op sy troon sit. Wat gaan jy daar doen? Weet jy dat jy gaan oordeel? Jy gaan oordeel. Staan in die Bybel. Gaan lees. Paulus praat daarvan. Hy sê, weet julle nie dat julle engele gaan oordeel nie? Weet julle nie dat julle die wêreld gaan oordeel nie? Het jy dit al gehoor in 'n kerk? Almal gaan voor die regterstoel van God staan. Nee, hy sê, as jy jouself nou beoordeel, gaan jy nie geoordeel word nie. So jou lewe soos wat jy hom nou lewe, as jy jouself nou beoordeel en sê, maar ek kan nie aangaan soos wat ek aangaan nie, en jy bely jou sonde, en jy lewe volgens die plan
en jy bou hierdie huis van goud, silwer en kosbare stene, gaan jy nie geoordeel word nie, want jy hou by die reëls en by die regulasies, jy hardloop hierdie reis volgens die reëls en regulasies, dan gaan jy 'n prys kry. En jy, daai prys is, jy gaan saam met my op my troon sit, soos wat ek saam met my Vader op sy troon sit. Is excited. Is excited. Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, en daardie water en gees in hierdie geval is by die doopbad, jy kom uit die water uit en uit die gees van God word jy gebore, want tussen die belydenis en die doop is jy in die gees. Daardie staat van die woord is in jou geval, en jy die gees van God, wat die wolkkolom is, en wat die vuurkolom is, lei vir jou. Hy beskerm jou. Hy is jou moeder op daai tyd. Want die Heilige Gees, volgens die Bybel, is die vroulike kant van God. Oh my goodness, ek weet nie, dis al baie lank, maar ek wil so graag, nou wat het nou gebeur? Is ek regtig klaar? Ag, prys die Here. OK, maar julle verstaan wat ek vir julle wil probeer vertel. Laat jy kan gered wees, maar jy gaan nie bruid wees nie. Jy gaan gered wees, jy gaan miskien net by die bruilofsmaal gaan jy net 'n gas wees. Dis in die Bybel, ek kan dit vir julle wys. Almal gaan nie na een plek toe en dan hulle eet die party nie. Nee. Die bruid van Jesus Christus gaan een met hom wees, want die Bybel sê, wanneer 'n man en vrou getroud is hulle een. Daarom sal jy kan oordeel. En wie is die engele wat jy gaan oordeel? In die Bybel, baie maklik om te sien wie hulle is. Watter engele kan jy en ek oordeel? Ons moet eers kwalifiseer om daardie engele te kan oordeel. Ek het dit genoem, toe ek nou die dag hierdie seminar aangebied het van lig op die skepping. Hoekom het God jou en my gemaak? Hoekom? Sommige maar net, omdat hy gehou daarvan om iets te maak? Nee. God het 'n groot plan gehad, na die val van Lucifer, waar Lucifer God en die skepping van God so besoedel het met sy sondige hoogmoed. En dit is wat ons baie kry. Ek wil dit noem. Jy weet, hoogmoed is 'n vieslike ding. En ek vind dit by mense, sekere mense. As jy oor iets praat en jy vra 'n vraag oor 'n situasie of oor die Bybel, dan gaan daai ou sy eie mening gee. In steede van om nederig te wees en nie hoogmoedig te wees om nou te wys, ek weet, jy weet, ek het nou 'n graad, ek het 'n professor of ek is 'n dokter of 'n dominee, ek het lank gestudie, dan wil hy nie sê, weet jy wat, eerlik, ek weet nie. Nee, die hoogmoed laat hom sy eie gedagte. Man, ek dink dit so en so. Wees eerlik, ek is eerlik. As iemand my iets vra en ek weet nie, dit is so maklik om te sê, maar ek weet nie. Jy weet, ek weet nie alles nie, en dit is waar, ek weet nie alles nie. Hoe meer ek hierdie woord studie, hoe meer sien ek, wow, van Sil, jy is onnoosel. Jy weet bitter min van die woord van God op, maar is lekker om te studie, want dit is elke keer 'n excitement wat deur my gaan, wanneer ons iets sien, wanneer ek en my liefie iets sien in die woord. Wow, ons enjoy this. Ons regtig, dit is, ons kan nie genoeg vir die Here dankie sê, omdat daar nog goed is, wat ons nie geweet het nie, wat ons help om te weet dat God 'n werklikheid is. Ja, ek het my doktersgraad gedoen, maar toe ek nou my graad gekry het, toe het ek bang geword. Ek wil julle eerlikwaar sê, ek het bang geword. Ek wil nie vir mense gesê het nie, want ek het geweet, mense verwag nou van jou, as jy nou 'n graad gekry het, dat jy alles moet weet.
Maar jy weet nie alles nie. Jy sal nooit alles weet nie. Ek gee nie om wie hy is nie. My professor, George, hy kyk dalk. Maar ek het hard gewerk. Regtig hard gewerk. En ek weet, ek is baie bly. Ek hoor, hy was baie siek gewees. Ek hoop jy's okay, George. Maar het was baie nice om hom te kon geken het. En baie lewendig ou gewees, George. Maar die Here is goed. En ek is daarom al bly dat jy kan sien wat ek nog doen in my 80's. En laat die Here my bless. Ja, die Here is so goed vir my. En vir my vrou. So, mensies, wanneer ons nou weer hier kom, wil ek praat oor, moet ek gedoop word in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, of moet ek gedoop word in die naam van Jesus Christus? Moet ek 3 keer of 1 keer geonderdompel word? Ek wil dit ook uit die woord uithaal en vir julle wys. Ek hoop julle verstaan waaroor ons vanaand gepraat het, dat dit belangrik is dat ons die Bybel moet studie en dat ons die waarheid moet ken. En doop is nie maar net sommer iets wat jy doen nie. Dis nie iets wat die dominee vir jou of die pastoor vir jou moet sê, nou moet jy gedoop word ons volgende week. Dit werk nie so nie. Wanneer ons verder gaan met hierdie ding, sal ek dit meer verduidelik waarom dit 'n absolute geestelike, en jy moet deur die Gees gelei word wanneer om gedoop, begrawe te word. Goed, waarvan red die doop jou eintlik? As jy gedoop word, met ander woorde begrafnis. Ek wil net graag hierdie ingooi daar. Paulus praat iets. Paulus sê, wie sal my verlos van hierdie liggaam? Wie sal my verlos van hierdie liggaam? Nou ja, as ons het dit bietjie gaan ondersoek, en ons het ook gesien dat toe Paulus hierdie brief geskryf het, was daar waar hy was daar 'n wet, dat wanneer jy iemand doodgemaak het, dan het hulle daai lijk om jou vasgemaak. En dan jy vir 'n tyd lank, ons weet nie hoe hulle hom vasgemaak nie, seker net die manne, ek weet nie of die vrouens, maar hulle het seker nie moord gepleeg daai tyd nie. Maar dan het hulle die lijk om jou vasgemaak, en dit was deel van jou straf, en jy moet daai lijk geloop, ek weet nie hoe lank nie, ek weet nie veel daarvan nie, ek weet net, dis wat Paulus bedoel het, wie sal my verlos van hierdie liggaam. So dit is wanneer jy net gered is, en jy maak die ou mens dood, daar op die altaar, dan loop jy met daardie dooie, gekruisigde ou mens van jou. En dis hoekom Paulus, wie sal my verlos van hierdie liggaam? Dit is, jy begrawe hom. Jy moet hom begrawe, want kom ek sê vir jou, jy vind, en praat met mense wat gered is, wat regtig gered is. Wanneer jy die Here Jesus aangeneem het, en hy vat hierdie sonde weg, en jy haat hom, die duiwel. Môre kom sit hy hier op jou rek. Daai lijk, daai ou mens hang hy om jou, en hy praat met jou. Is geestelik. Jy kan sê, maar die dooie kan nie praat nie, is alright. Maar ek sê vir jou, die duiwel werk so. Dan sê hy vir jou, jong, vat weer 'n skuif, man. Ag man, as jy net een dop vat, jy gaan mos nou nie 'n syplap weer word nie, jy gaan net 'n bietjie dop. Jy gaan net dit doen, ag man, dis nie so erg nie. Jy weet, een keer nog net een keer. Nee, hy hang hier om jou nek, en hy praat met jou, hy wil jou weer aftrek in die afgrond in. Maar daardie ou mens moet jy begrawe, en dan red die doop jou van daardie ou dooie mens wat jy by jou dra. En wanneer jy hom in die water, in die doop in Christus Jesus begrawe, red hy jou van daardie aanvalle wat jy so kry. Nie dat jy nooit weer aanvalle gaan kry nie, nee. Maar at least doen jy 'n ritueel wat jy vir God wys. Here, ek glo wat U sê. Ek doen wat U sê. Ek doen wat Paulus van praat, Here. En wanneer jy dit verstaan en jy doen dit uit daardie attitude uit, dan werk dit vir jou. Dan red dit jou van daardie ou mens
wat jou sou aanval. Dis die doop.